Dink jy dis nodig dat 'n mens maklik hardop voor ander mense moet kan bid? Party mense glo nogal jy moet kan. Party mense kry dit baie maklik reg. Hulle kan lang uitgerekte gebede voor ander mense, voor 'n klomp ander mense bid. Ander mense sukkel daarmee. Party wil dit glad nie doen nie. Hoe voel jy daaroor? In die hoërskool op ons Christelike jeugkampe het die leiers dikwels vir ons gedwing om hardop te kan bid voor ons maats. Al het jy net een sinnetjie gebid, dat hulle so in die kring, in die ring omgekom, en dan moet elkeen ten minste net een sinnetjie bid. Dit was om ons voor te berei, om hardop voor mense te kan bid, want hulle sê, as jy nie skaam is vir die Here nie, sal hy ook nie skaam wees vir jou nie, so jy moet hardop in die openbaar kan bid. Nou, ek wil niks vandag sê oor mense wat graag en maklik hardop in die openbaar bid nie. Ek dink maar net vandag aan daai gedeelte in Matteus hoofstuk 6, waar die Here Jesus sy disippels geleer het om te bid. En daar het hy vir hulle gesê, wanneer jy bid, moet daar nie soos die skynheiliges wees nie, die ouens wat lang gebede bid, hardop in die openbaar op straathoeke, sodat hulle gesien en gehoor kan word, sodat hulle mense kan impres. En moet ook nie soos heidene wees nie, want hulle bid weer uitgerekte lang gebede. Hulle dink, hoe langer hulle bid, hoe sterker is hulle gebed en hoe meer sal hulle verhoor word. Die Here het gesê, nee, wanneer jy bid, gaan in jou kamer, die ou vertaling sê, gaan in jou binnekamer, gaan in jou kamer, maak die deur toe, en dan bid jy. Dan praat jy met die Here. En die Here wat ook daar in die kamer, in die verborge kan sien, hy hoef jou nie op die straathoek te sien, of voor in die kerk te sien waar jy staan en bid nie. Die Here wat jou daar in die binnekamer sien bid, hy wat ook jou hart ken, hy sal dan vir jou antwoord. Hy sal met jou praat. Dan word gebed 'n innige gesprek tussen my en God. Ja, hardop gebede het verseker hulle plek. Maar as jy een van daai ouens is wat ongemaklik voel om hardop te bid, moenie dat mense vir jou in jou geloof laat twyfel nie. Die Here Jesus het self gesê, wanneer jy bid, gaan in jou kamer en maak die deur toe. Jy kan ook in jou kar 'n stil gebed opstuur. Jy hoef nie jou oë toe te maak nie, maar jy kan jou afsluit van die wêreld en jy kan 'n skietgebed bid. Jy kan tussen 'n klomp mense sit en bid sonder dat hulle eens weet jy bid, as jy dan nie fisies in jou binnekamer kan gaan nie. Die ding is net, wanneer jy regtig noue kontak in gebed met die Here soek, wanneer jy jou geheime met hom wil deel, wanneer jy jou innigste gebede na hom toe wil bring, wanneer jy voor hom jou hart wil uitstort, wanneer jy wil huil, wanneer jy wil kla voor hom, dis baie beter, sê die Here, gaan na jou binnekamer en laat ek en jy innig daar met mekaar praat. In die tempel het in die sinagoge waar het die twee manne ook gaan bid, die ou fariseer en die tollenaar. En die fariseer het op sy bors geslaan, net so 'n aap, gorilla, en gesê, Here, dankie dat ek goeie mense is, dat ek nie so sleg is soos daai ou tollenaar daar aan die ander kant nie, ek gee my tiendes. So hy staan en breek eintlik daar, eintlik maar vir almal rondom hom, om te hoor. En die tollenaar het een kant gaan staan en net in homself met die Here gepraat, en Jesus het gesê, daai man se gebed het God se hart geraak, want daai man het in sy gebed 'n ontmoeting met God gesoek. Hy het nie 'n ontmoeting met die mense gesoek nie. Ek sê nie hiermee mense wat hardop bid en graag hardop bid, doen dit net vir die mense nie. Ek wil maar net vir jou die waarde uitwys daarvan, en dat jy nie hoe sleg te voel, as jy net innig na jou binnekamer toe wil gaan nie. In die tempel destyds in die Ou Testament het Hanna mos ook gebid dat die Here vir haar 'n kind, 'n seun sal gee, en sy het gefluister gebed in die kerk, gefluister, sodat ou Eli, die priester, gedink het sy's dronk. Sy het gefluister. God hoor jou fluistergebede. Hy hoor jou gedagtes gebede. Jy kan maar toemaak. Die binnekamer is ook die plek waar jou selfoon nie sal afgaan en begin raas nie, waar jy hom afsit een kant, jy vat hom nie eens saam in nie, sodat jy net kan fokus op God. Ek nooi jou vandag, as jy hartsverlange, hartsbehoeftes het, ja, gaan vertel dit vir almal in die kerk in jou gebed, as dit jou goed sal laat voel, by all means. Maar Jesus het gesê, gaan na jou kamer toe en maak die deur toe. Ek sal daar wees, deur my gees,
sal ek daar wees en ek sal kom luister. So ek nooi jou, maak vandag weer jou gebedsaak, wat daar ook al is wat so op jou lê, gemaak het 'n persoonlike, innige saak met God.